Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetrede lied is gesang 165 vers 1 en 2. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader. Deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 33 vers 1 en 2, Tosius Beruim. Yeah.
Kom ons bely ons geloof saam in die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 599, vers 2 en 3, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing gesang 528, vers 1, 2 en 3.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en wel uit die tweede boek van die Konings, hoofstuk 5, vanaf vers 1 tot en met vers 19. Naaman, die hoof van die leer van die koning van Aram, was 'n gesiene man wat die agting van die koning geniet het. Deur hom het die Here 'n oorwinning aan Aram besorg. Die man was 'n dapper soldaat, maar hy het melaats geword. Op een van hulle strooptogte het die Arameërs 'n jong dogtertjie uit Israel ontvoer, wat Naaman se vrou se bediende geword het. Sy het vir die vrou gesê: "Ag, as meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond maak." Naaman het by die koning gekom en hom meegedeel wat die dogtertjie uit Israel gesê het. "Gaan gerus," het die koning van Aram gesê. "Ek stuur jou met 'n brief na die koning van Israel toe." Hy het vertrek en 342 kilogram silwer, 68 kilogram goud en 10 stalle klere met hom saamgevat. Hy het die brief na die koning van Israel toegebring. Dit het so gelui: "Ek het my dienaar Naaman met hierdie brief na jou toegestuur. Wanneer hy by jou uitkom, moet jy hom van sy melaatsheid gesond maak." Toe die koning die brief gelees het, het hy sy klere geskeur en gesê: "Is ek dan God wat mense laat sterwe of aan hulle die lewe gee, dat hierdie man iemand na my toe stuur om hom van sy melaatsheid gesond te maak? Dit moet vir julle duidelik wees, hy soek net skoor met my." Elisa, die man van God, het te hore gekom dat die koning van Israel sy klere geskeur het en het 'n boodskap aan die koning gestuur: "Hoekom het u klere geskeur? Laat Naaman na my toe kom, sodat hy kan besef dat daar 'n profeet in Israel is." Toe Naaman met sy wa en perde daar aankom, het hy stil gehou voor die deur van Elisa se huis. Elisa het 'n boodskap na hom toe gestuur: "Gaan was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jy gesond word en rein wees." Naaman het vererg weggery en gesê: "Ek het daarom gedink, hy sou uitkom en gaan staan, die naam van die Here sy God aanroep, dan sy hand heen en weer oor die plek beweeg
en so die melaatsheid wegneem, is die riviere van Damaskus, die Abana en die Parpar nie beter as al die waters van Israel nie? Kan ek my nie daarin was om rein te word nie? So het hy woedend daarvandaan teruggery. Sy amptenare het by hom gekom en mooi met hom gepraat. Meneer, as die profeet iets moeiliks van u verwag het, sou u dit nie gedoen het nie? Hoeveel te meer, nou dat hy eenvoudig vir u gesê het, was jou en jy sal rein wees. Hy het toe afgegaan na die Jordaan toe en hom 7 keer daarin gebad, soos die man van God gesê het. En sy vel het gesond geword, soos die van 'n klein seentjie, en hy was weer rein. Hy en sy hele gevolg het teruggegaan na die man van God toe. Daar aangekom, het Naaman voor die man van God gaan staan en gesê, ek weet nou, daar is geen God op die hele aarde nie, behalwe in Israel. Aanvaar asseblief hierdie geskenk van my. Maar Elisa het gesê, so seker as die Here leef, in wie se diens ek is, ek sal dit nie aanvaar nie. Naaman het by Elisa daarop aangedring om dit te aanvaar, maar hy het bly weier. Toe sê Naaman, as u dan nie iets wil hê nie, wil u nie asseblief vir my 2 muilvragte grond laat kry nie. Daarop wil ek brandoffers en ander diereoffers bring, net aan die Here, nie langer aan enige ander God nie. Daar is net een ding, wat die Here my asseblief sal moet vergewe. As my koning na die tempel van Rimmon toe kom om te aanbid, en ek hom moet vergesel, en ek dan in die tempel van Rimmon aanbid, wanneer hy daar aanbid, mag die Here my dit vergewe. Elisa het van Naaman afskeid geneem. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons dank U dat U herder is vir elke mens wat U woord hoor en dit in sy of haar hart bewaar. Omdat U ons herder is ons nie alleen nie. Al ontbreek dit ons aan geld en krag, besittings, gesondheid,
Selfs al skiet ons ook baie keer in die geloof so ver te kort. U is ons God en Here. Leer ons tog om agter U aan te bly loop. Leer ons om U te ken, net soos U ons ken. En leer ons om ons oor U koninkryk te verbly, omdat ons dan weet, as U ons beskerm, hoef ons vir niks of niemand bang te wees nie. Nie die magte van hierdie wêreld nie, en ook nie die bose nie. Here ons God, as ons in die laatnag worstel met kommer, met hartseer of pyn, kom tog naby aan ons en vertroos ons met die enigste troos in hierdie wêreld, dat ons in U hande is en dat daar niks is wat ons daaruit kan ruk nie. Juist terwyl ons dit soveel kere nie met ons oë en hart kan sien nie, of selfs miskien nie meer kan glo nie. Skenk tog aan ons geloof, dat ons hierdie wêreld kan sien vir wat dit is, dat dit nie ons eindbestemming is nie. Gee aan ons oë om U koninkryk te kan sien. En laat dit wat ons dan sien, ons lewens volmaak met hoop en blydskap. Here ons God, ons pleit, dat U ons tog al ons sonde sal vergewe, en ons om Christus ontwil, elke dag en elke nag, net teen U sal bly vashou. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 245, al 3 die strofes. Ek wat vergifnis, Heer, ontvang het, ek sing dankbaar my verlossingslied.
'n wild vreemdeling keer ons op die straat voor en vra ons uit oor ons gemeente. Wat gaan ons hom vertel? Onmiddellik gaan ons, omdat die persoon nou so belangstellend is, hom begin vertel van ons gemeente. Ons gemeente is nou al soveel jaar oud. Hier sit nou al 'n derde nageslag, elke Sondag in die kerk deel van die gemeente. Ons werk met mekaar goed saam en alles gaan goed. Hoekom sou ons om dit antwoord? Hoekom sou ons hom nie liewers 'n geloofsantwoord gee nie? Hoekom sou ons nie liewers vir hom gesê het, ons gemeente wat vergifnis ontvang het, sing elke Sondag saam uit dankbaarheid ons verlossingslied. Hoekom sou ons hom dit nie antwoord? Want ons leef in 'n prestasiemal wêreld. En daardie prestasiemal denke het lankal sy voet in die kerk se deur gekry. En so het onder ons oë woorde soos geloof, redding, genade, lank al sy betekenis verloor. Want ons gee aan daardie woorde inhoud, betekenis, terwyl dit woorde is wat uit die Bybel kom en ons die woorde moet verstaan, soos wat die Bybel daaraan inhoud gee. 'n paar jaar gelede is daar in die Europese wêreld 'n opname gemaak onder die gelowiges. En toe bevind hulle dat 8 uit 10 van die gelowiges vir wie dit gesê is, glo dat die volgende teks in die Bybel staan: God help slegs diegene wat hulle self opbou. Het staan nie in die Bybel nie. Daar's nie eers 'n suggestie in die Bybel op so iets nie. Maar hoekom dink die westerse wêreld so? Want dit gaan oor prestasie. Dit gaan daaroor dat ons selfs in die kerk nie meer kan dink en verstaan dat dit in die kerk nie om meriete gaan nie. Ons kyk na ons skrifgedeelte. Die Arameer Naaman was 'n gesiene man in sy land. Ons lees dat self sy eie koning het hoë agting vir hom gehad. Immers was Naaman ook heel waarskynlik die tweede belangrikste persoon in die land naas die koning, want hy is hulle leerhoof. Die land en die koning en die volk staan onder sy beskerming. Hy moet sorg dat daar 'n goeie weermag is,
dat die soldate voorbereid is vir enige aanvalle van vyande. En inderdaad skep ons skrifgedeelte die indruk dat hy dit baie goed gedoen het. En toe tref die grootste ramp hierdie man ooit vir die dag. Hy het melaatsheid opgedoen. Nou terwyl ons hier van hom lees, was dit klaarblyklik nog net in die beginstadium. Maar die vooruitsigte vir hierdie man is nou letterlik en figuurlik die dood. Die koning weet daarvan, die amptenare wat saam met hom saamwerk weet daarvan, maar Naaman weet baie goed, nie baie lank van nou nie, gaan hulle hom uit die samelewing skop. Want daar was nie raad met melaatsheid nie en dis hoogs aansteeklik. Geestelik en fisies is hierdie man op pad na sy dood. Dan kry hy die raad van 'n slavinnetjie in sy huis. Hy moet Israel toe. En nou moet ons hierdie prentjie sien. Hier kom hierdie man Naaman. In sy eie land en in sy eie wêreld. Hoog aangeskrewe man. Maar toe hy in die grense van Israel kom, toe word hy 'n niks. In die grense van Israel is hy niks anders as 'n heiden nie. Nou het hy nog boonop melaatsheid. Hy word niks anders as 'n bedelaar nie. En word hy boonop nog verneder. Eers word hy na die koning gestuur van Israel. En 'n mens kan jou goed indink hoekom die koning gereageer het soos hy gedoen het. Hier kom 'n man van 'n ander land en die koning skryf vir hierdie koning 'n briefie, maak hierdie man gesond van sy melaatsheid. Mens kan verstaan dat die koning gedink het, die ander koning van Aram soek net skoor. Maar goed, dan kom hy by Elisa die profeet. Daar staan hy voor die man se huis. Naaman se eie god of gode kan hom nie help. Waar almal in Aram en omliggende wêreld op die heilige rivier van Israel neerkyk asof dit sommer maar net 'n stroompie rioolwater is, want hulle riviere is heilig. Kla Naaman ook, hoekom kon hy hom nie maar eerder in een van hulle eie heilige riviere gaan bad het nie? En so staan Naaman daar, met niks. Ja, hy het nou 'n groot geskenk saamgebring, maar dis nie hiervan belang nie. En nou moet ons eintlik 'n Israeliet langs Naaman gaan neersit. Veronderstel daar 'n Israeliet by Elisa aangekom, met melaatsheid. Waarop sou die Israeliet hom kon beroep dat die Here hom moet begenadig? Israeliet sou alle rede hê, hy's immers 'n Israeliet, deel van die verbondsvolk. Hy's 'n Israeliet wat besny is.
Hy's 'n Israeliet wat die wet van God op die punte van sy vingers ken en dit vashou. Stiptelik jaarliks woon hy al die godsdienstige feeste in die tempel by. Hy behoort aan die Here. As daar iemand is wat verdien dat die Here hom moet begenadig, hom moet reinig van sy melaatsheid, sou dit die Israeliet wees. Nie Naaman nie. Soos Naaman daar staan hy eintlik ten koste van homself daar, want hy ken die God van Israel nie, hy het nog nooit die binnekant van die tempel gesien nie. En as hy sou teruggaan na sy land toe, gaan hy ook nooit die wet van God hoor of probeer naleef nie, want hy weet nie wat daarin staan nie. En dan begenadig God hierdie man. God maak hom gesond. Die afgodsaanbidder tot nou toe. Die heiden. Heel waarskynlik was hy deel van die geveg waarin Israeliet dogtertjies gevang is vir slavinne in die vreemde. En God begenadig hom. Ons blaai om na die Nuwe Testament. En dan sê Paulus vir een van die gemeentes, pas nuut gestigte gemeentes, Efesiërs, hy sê vir hulle, luister julle Efesiërs, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes. Waaruit het hierdie gemeente, uit wie het hierdie gemeente bestaan? Uit lidmate wat tot 'n kort rukkie terug afgode aanbid het. Heidene was, geleef het net soos hulle wou. Nou sê Paulus vir hulle, julle was dood. Maar deur God se groot liefde het hy ons wat dood was, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n geskenk van God. En ons moet vir 'n slag hierdie woorde eintlik letterlik opneem. Ons sê ons bestaan uit liggaam en siel, dis 'n manier om na ons te verwys, onsself te verwys, en so doen die leerboek ook van die kerk. As jou liggaam doodgaan, dan kan jy nie weer self lewendig word nie, en selfs die mense om jou kan jou nie weer lewendig maak nie. Nog minder as jou siel dood is. Nie jy of iemand anders kan jou siel weer lewendig maak nie. Ons kan leef. Ons kan koop en verkoop. Ons kan werk. Ideale koester. Huise bou, huise afbreek. Ons kan geld maak, met vakansie gaan, die lewe geniet.
Maar as jou siel dood is hy dood. God sê deur Paulus, julle was dood, maar uit genade is julle lewendig gemaak in Jesus Christus. Dit is wie ons as gemeente is. Hoe kan ons dan nou op straat gaan en van al die wonderlike dinge van ons gemeente vertel? So asof ons self tot bekering gekom het. So asof ons self begin glo het. So asof ons eintlik maar alles verdien. As iemand jou vra, wie is jy, wie is jou gemeente? Ons wat vergifnis ontvang het, ons sing dankbaar ons verlossingslied. Dan word die voorreg om hier te sit, om ons kinders of groot mense te laat doop, om by die tafel van die Here te mag aansit, dan word hierdie voorreg die alles in ons lewe. Dink net na Aman toe hy terug is in sy land. Ja, uit die grond, heilige grond van Israel gegooi om op te offer. Miskien het Naaman elke keer as hy saam met sy koning in Rimon se tempel moes gaan aanbid, so 'n handjie vol grond gevat en dit in sy sak gedruk, net om te bly onthou, die Here het hom begenadig. Broeders en susters, mag ons tog ons harte rig op die genade van die Here en laat ons offer, soos Romeine sê, laat dit net heilig word. Amen. Ons slotgesang is gesang 510, al 4 die strofes, genade onbeskryflik groot.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.